Goeiemiddag. Ons gaan vandag aandag gee aan oninbare skulde. Wanneer 'n handelsdebiteur van 'n onderneming net 'n gedeelte van sy skuld kan betaal en die hele bedrag nie verhaal kan word nie, gaan die skuld afgeskryf word as oninbare skulde. Die totale skuld kan afgeskryf word. So dit is byvoorbeeld iemand wat geïmmigreer het, of wat dood is, of wat heeltemal net verdwyn het. Of 'n gedeelte van die skuld kan afgeskryf word uit 'n insolvente boedel, waar slegs 'n gedeelte van die geld betaal gaan word en die res van die bedrag afgeskryf moet word. Wat is die inskrywing wat ons gaan voltooi vir oninbare skulde? Ons debiteer oninbare skuld en ons krediteer die debiteure kontrole. So ons maak die uitgawe vir oninbare skuld meer, sodat ons winste gaan verminder as gevolg van die feit dat ons geld verloor, en ons maak ons debiteure bate minder, want hulle skuld nou vir ons minder geld. Ons gaan 2 inskrywings doen by oninbare skuld, sodat ons baie mooi kan kyk na die berekeninge wat voltooi word. Die inskrywing moet aandagtig gelees word om te bepaal hoe die bedrag wat afgeskryf word bereken moet word. As ons na die eerste een kyk, sê hulle vir ons ontvang R800. So die bedrag wat gegee is die bedrag wat ons ontvang het en nie die skuld nie. En dit is vir 'n finale betaling van 40 sent in die rand. Dit beteken, as die persoon sy totale skuld betaal het, sou hy 100% betaal het. Die bedrag wat ontvang is net 40% van die 100%. So die bedrag wat afgeskryf gaan word as oninbare skuld, sal 60% wees. As ons dus kyk watter een van hierdie 3 is gegee, dan sien ons die ontvangbedrag is gegee. So langs die woord ontvang moet ons wys dat ons R800 ontvang het. As ek dan die oninbare skuld wil bereken, beteken dit die een wat ek wil hê, die 60 kom bo, die een wat ek ken, 40 kom onder, maal die 800, en dit beteken my oninbare skuld sal R1200 wees. As ons die tweede voorbeeld kyk, wanneer die uitstaande skuld gegee word, byvoorbeeld hulle sê vir my, ons ontvang slegs 40 sent van die uitstaande skuld van 800. So nou gee hulle vir my die totale bedrag van die skuld. Ons gaan nog steeds, die totale skuld is 100, die bedrag wat ons ontvang is 40 en die kredietverliese is 60. So as ons kyk, lyk hierdie presies dieselfde soos die berekening wat ons nou net voltooi het. Die verskil kom daarin, by die eerste voorbeeld was die bedrag ontvang gegee. In hierdie voorbeeld word die skuld gegee, so langs die 100% gaan ons skryf R800. Soos ek wil weet hoeveel geld gaan ons ontvang, die een wat ek wil weet, 40, op die een wat ek ken, 100, maal die R800, en dit gee vir my R320. As ek die oninbare skuld wil bereken, die een wat ek wil hê is 60, die een wat vir my gegee was is 100, maal R800 gee vir my R480. As ons joernaalinnskrywings daarvoor voltooi, gaan ons wys dat in die eerste voorbeeld het ons in die bank ontvang R800, so die geld in my bank het meer geword aan die debietkant. Oninbare skulde is 'n uitgawe, so uitgawe vermeerder aan die debietkant, debiteure gaan gekrediteer word, want my bates word minder aan die kredietkant. As ons na die tweede voorbeeld kyk waar die skuld gegee was, gaan ons nog steeds wys dat die geld in die bank vermeerder met 320, die oninbare skulde vermeerder uitgawes aan die debietkant met 480 en die debiteur verminder aan die kredietkant met R800. In die algemene grootboek sal ons wys dat die eerste voorbeeld het ons die debiteure verminder met 800 en met die kredietverliese van 1200. Ons sal ons bank debiteer met 800, ons sal oninbare skulde debiteer met 1200. In die tweede voorbeeld het ons debiteure verminder met die totale bedrag van R800. Die bank is vermeerder met 320 en oninbare skulduitgawe
het vermeerder met 480. Wat het ons geleer? Die oninbare skuld van 'n debiteur kan as oninbare skuld afgeskryf word as die geld nie meer ontvang gaan word nie, want ons kan nie 'n bate toon as ons nie seker is dat daar geld in die toekoms gaan invloei nie. Of die totale skuld kan afgeskryf word, of net 'n gedeelte van die skuld kan afgeskryf word, wanneer dit 'n insolvente boedel is en 'n gedeelte ontvang word en die res afgeskryf word as oninbare skuld. Wat baie belangrik hier is om mooi te lees of hulle vir jou die skuld gee en of hulle vir jou die bedrag uitstaande gee.